Piet is net so skuldig soos Mel. Hy het alles gesien, alles beleef en ervaar. Die twee Stinkel en Koliander, there's nothing they don't do separately. Ja. En die Land Rover gaan ook geondersoek word aan wie hy behoort. Het hulle hier betaal? Soos ek gesê het, daai Amerikaanse ondersoeke is deeglik, Ja. absoluut deeglik. En onthou hulle het hulle kamers definitief gery, alles ook daar gevat wat van toepassing is op die ondersoek. So hulle is beide vas op hierdie saak. En die een wat die ander een onder die bus probeer gooi, al is dit 'n range, is not gonna work. Ja. Dit was 'n 2018 Range Rover. Nou dit word beskryf as 'n ou Range Rover, maar vir meeste Suid-Afrikaners is dit 'n peperduur kar. So soos jy nou sê, hulle gaan ondersoek, want wie sin is dit? Waar kom dit vandaan? Dit sal definitief 'n huur of leenkar wees wat die mense waar hy gehuur het of geleen het al daai voertuig soek. Onthou, van die sake wat ons hier teen Piet gedoen het in Suid-Afrika is, hy koop 'n kar maar hy betaal hom nie, glad nie. Ons het al baie karre gesoek van hom af deur instansies en een van die eerste groot invorderings wat ons teen hom gedoen het was om 'n Porsche by hom te vat. Wat ons daar by toe was die ander Menlyn gedeelte nog nie daar nie, dit was nog net die Menlyn Mall. Ja. En ons het hom in 'n Kaappark vasgedruk en die Porsche by hom gevat. So dis dieselfde met huise en plekke. Hulle is soos die Ralph Heinse en soos al die ander gangsters. Hulle trek by 'n plek in, maar hulle betaal nie die huur nie. En hulle raak by goed betrokke, maar hulle betaal nie die mense nie. Ja. En hulle kry by mense geld soveel as wat hulle kan, en as die mense dit by hulle eis, dat hulle dit wil terug hê of hulle is ontevrede, dan betaal hulle dit nie. So dis 'n absolute selfsugtigheid wat hierdie tipe van boewe toon, deur alles in te win van almal en dit te hou vir hulle self en op hulle self spandeer. Jy moet ook onthou, Piet het sy vorige gesin heeltemal afgeskryf, kinders, die works, vorige vrou, alles, dis net hy en sy. En dis waaroor dit gaan, hulle twee, Winkel en Koliander. Wat ook al gesê, ek dink Bonnie en Clyde. Dis maar so, is net hulle twee, vorentoe. En op die einde van die dag, daai selfsugtigheid kry jy in hierdie tipe van misdade. En dit het hulle gedryf, dat hulle al hierdie misdade gepleeg het. En ek dink hulle het 'n untouchability gevoel weens afstand. Hulle het gedag, hulle is nou in Amerika, dis hoekom hulle al daai goed gesê het, die verskriklikste goed oor ons, die polisie, die regering, die rassistiese stellings, al daai goed wat hulle monde oor gespoel het, al daai skinder en kakpraat, is omdat hulle is ver weg, en hulle kan dit doen, het daai vermoë, en hulle het dit gedoen, sonder om te dink aan die gevolge, en dis onnoselheid. Ja, So, jy weet, as jy so aanhou misdaad pleeg, dan raak jy stupid en onnosel, en dan steel jy. En as jy, soos hulle nou gesê het, in survival mode, maar daai grocery list het my nogal gelaat skrik hoor. Ja, Franse champagne, dier, sparkling waters, dit is nou nie survival mode nie, daai is survival mode as jy 'n broodjie en 'n blikkie baked beans steel, dis survival mode. Ja, vir hoender of vir pasta of gesonde kosse. Daai was maar alles om nog steeds te kan video's maak of 'n impression te kan gooi. Want ek dink hulle was nog steeds besig om ander mense te imponeer, om by hulle betrokke te raak, of in half of in enige ander vorm van dienslewering. Want onthou Piet het met 'n klein huisie vol absolute onware dokumentasie gesit as 'n CV, om mense die idee te gee dat hy is die beste prokureur wat daar is. En hy het ook daarvoor gegee dat hy die korrekte visum het, hulle, om daar te wees, en dat hy daar 'n praktyk kan oopmaak en regsdienste kan lewer. Maar soos ek sê, is hulle nie besef dat in Amerika is dit nie so maklik om misdaad te pleeg en daarmee weg te kom. Wanvoorstellings, bedrog en diefstal. Hulle het hulle rieme vasgeloop. En toe alles nou niks werk nie en hulle het alles verloor wat ons gesien het gebeur. Ons het dit selfs gewaarsku aan almal hier in Suid-Afrika in 'n projek, dis wat gaan gebeur. Hulle gaan alles verloor. Na daai laaste projek van ons, nie die een wat nou uitgestuur is, het hulle nooit weer gereageer. En op 'n stadium met iemand op van die Piet en Mel groepe wat ons beheer, waar klaars is, en as natuurlik informante in ook, het ons 'n duidelike stelling gemaak dat hulle het alles verloor
en hulle sit nou in 'n situasie, hulle gaan binnekort op straat wees. Het ons nie vir 'n oomblik gedink dat daai inligting sou uitlek, maar dit het na hulle toe uitgelek. En toe stuur hulle nog net een video waar hy loop en hy sê ja, dit is gesê en hulle het alles verloor en hulle het niks nie, maar kyk hoe lewe ons en wat ook 'n vals video was. Ek het daai My video cybercrime gesien. met elke keer as daar 'n vals video is, dit geïdentifiseer. En My wat was dit? 2 maande terug en hier is hulle gevang. Ek moet sê ek was uiters verbaas dat hulle gevang is vir grocery diefstal. Ek het Ja. gedog hulle sou gevang gewees het op al die fake dokumentasie Ja. en wanvoorstellings en knocks en scams wat hulle daar probeer pleeg het. Maar groceries, En nou spiral dit, nou pak daai torentjie net op. ja, nee, dit is nie uitkombaar nie. So Ja. my opinie is hulle gaan tronkstraf uitdien in Amerika hoor. Dis wat ek wil vra, voor hulle arrestasie in Amerika, was daar enige moontlikheid dat hulle sou verantwoording gedoen het vir hulle dade in Suid-Afrika? Nee, net as hulle hier is. Net as hulle hier is. So as hulle sou terug kon kom, wat hulle nie kan doen nie, Ja. dan is ons hier reg en gereed vir hulle. Ja. Weet jy waar hulle tans aangehou word in Amerika? Hulle word tans deur ICE aangehou en ICE het in elke dorp spesiale gevangenisfasiliteite en hulle sal daar aangehou word totdat die dokumentasie en inligting in sy totaliteit aan die ondersoekbeamptes betrokke gegee sal word. Dat sal 'n spesifieke ondersoekbeampte wees en dan sal dit aan 'n hof voorgelê word. En hulle het uiteraard nie geld om hulle borggeld te betaal nie, en hulle gaan in elk geval nie kan borg kry nie, want hulle is onwettig in die land. So al het hulle borggeld, sal hulle nog steeds in aanhouding bly. Sjoe. Ja, daar was goed gepost oor dat hy gevra het vir borggeld, maar ons kan nie bevestig en ons het dit nie eintlik noodwendig geondersoek nie, want daar is soveel grappies uit daar, soveel posts, Ja. soveel weird goed en so ons moet maar baie versigtig tensy ons dit feitelik het. Maar ek sou definitief ek is definitief onder die indruk dat met hulle arrestasie, want jy het regte, Ja. sou hulle uitgereik het na mense in Suid-Afrika vir hulp met finansies. Ek is seker daarvan. Maar as iemand vir hulle geld gee, die feit dat hulle ICE hulle nou in aanhouding het, sal hulle nie op borgtog kan uitwees nie. Want hulle is illegal in die land. Nee, hulle het hulle self heeltemal daar geïdentifiseer Ja. as totaal geheel en al onbetroubaar. Mm. En onthou, in Amerika kyk hulle nou, as ons vir jou borg gee, waar gaan jy bly? Mm. En hoe gaan jy jouself sustain? Want jy gaan nou by ander mol moet steel, want jy het nie kos nie, jy het nie geld nie, jy het niks. So dan hou hulle jou vir jou eie beswil aan. Mm. Want dink nou vir jouself, nou sê hulle, soos hier in Suid-Afrika, okay, daar gaan jy. Mm. Maar hulle gee nie net sommer borg nie, hoor. Jy moet 'n klomp, you need to tick quite a lot of boxes. En een van hulle is, jy moet 'n inkomste en 'n werk hê. Want hulle weet, die goed wat ek sê is waar. As jy arm is, en jy is dan nog stupid en onnosel ook, dan gaan jy jou buurman se hoender steel. Mm. Wat dink jy, wat vermoed jy sal hulle straf in Amerika wees as hierdie hele saak nou voorkom? Wel, kyk, daar is stellings gemaak van groot hoeveelheid jare, maar ek dink hulle gaan definitief 'n hele paar jaar sit. Dit hang af in wat se omstandighede hulle self gaan bevind wat samewerking betref. Ja, ja. En gesindheid. Onthou, daai mense word ook geëvalueer. Die Amerikaanse polisie evalueer jou. So hulle is baie slim hierdie mense. Hulle is nie die polismanne van hier nie. Ja. So hulle kyk na sulke goed soos mense wat moontlik sal selfmoord pleeg O ja, ja. en mense wat ander misdadigers buite sal try betrek of moves sal try maak. So hulle gaan kyk na al hierdie goed en hulle word 24/7 dopgehou. So dit gaan alles afhang hoe Piet en Mel hulle self gaan presenteer aan die ondersoekspan. En wat is dan die kanse dat hulle teruggestuur word Suid-Afrika toe? Sal hulle eers as hulle gevangenisdiens daar kry, dit moet uitdien voordat hulle teruggestuur word? Wel, dis my opinie en ons werk baie nou saam met die polisie aan daai kant. Ja. En as dit enigstens op die tafel is, gaan ons vir hulle
baie duidelik dit stel wat is die swak omstandighede hier in Suid-Afrika. As hulle net deporteer, dan het hulle geen straf uitgedien vir die misdade wat hulle daar gepleeg het in hulle land, wat ook 'n finansiële verlies is vir daai mol. Ja. En as hulle dit nie, kom ons gestel hulle kry 'n verskriklike opgehefte en opgehefte vonnis en daar word gesê hulle moet die totale gelde in totaliteit met kostes betaal en daar's 'n boete van sê kom ons sê $25,000. As hulle al daai goed betaal, dan gaan hulle deporteer. It won't be able to be done. Ja, ja. So die totale verlies bly daar en daar's niemand tans in Suid-Afrika wat ek kan dink wat vir hulle honderde duisende rande gaan gee nie. En hulle kan nie knock and scam nie. Nee. Uit die tronke uit hier. In ons tronke hier sit die meeste sextortion afpersers en afdreigers. En ons tronke is vrot van die selfone en laptops. Vrot. Dit gaan nou beter van dat Dr. Pieter Groenewald betrokke is. Ons werk baie nou saam met hom, ons baie close, ons werk saam, ons draai saam ook help met die tronk goed, maar die meeste van ons sextortion sake en extortion sake kom van mense wat in tronke sit. Want hulle kan niks anders te doen behalwe as om daai misdaad uit 'n tronk uit te pleeg. Ja. In Amerika is dit baie moeilik. Veral by die gespesialiseerde eenhede wat hulle het en veral met Trump wat in beheer is. Trump het verskriklike strengste reëls waaraan jy kan dink wat veiligheid en sekerheid betref waarmee ek 101 miljoen% saamstem in Amerika ingebring. Wat 'n groot verskil gemaak het. So om daar jy weet te operate uit 'n tronk uit. Gaan jy nie kan nie. So hulle gaan nie kan geld inwin. Hulle gaan nie donasies kan kry, hulle gaan nie met iemand kan, miskien 'n phone call 'n week, en daar gaan niemand weet wat tans in Suid-Afrika is, of wie hulle ook al ken, wat gaan sê, alright, ons gaan alles betaal, ons maak die staat 'n offer, en dan deporteer hulle hiernatoe. Gaan ons vir die Amerikaners sê, dat ons dit met baie swak regstelsel hierso. Ons het sake en alles hierso. Ons sal voorberei wees so ver as wat ons kan, maar hulle gaan dan daai misdaad vryspring. So ek dink nie hulle gaan daai geleentheid kry nie. Ek dink hulle gaan ten minste 5 miskien tot 10 jaar kry, miskien 15 en 5 years after good behavior van hulle gedeporteer word. En dan hulle gedeporteer word, dan gaan hulle nog steeds moet dan staan hulle weer terug op hulle aktiwiteite hier in Suid-Afrika. Ja, dis soos Dirk en Barbie. Barbie het haar pak slaag gevat en haar lewe reggeruk en sy het aanbeweeg. En sy het om verskoning gevra, sy het alles reg gedoen. Ek het baie respek vir Barbie. Ek het daai saak gedoen saam met hoogs gespesialiseerde polismanne daai tyd. Ek het Dirk soos die palm van my hand geken. Ja. So totale samewerking met die polisie gehad en kon alles doen en die polisie het na ons alles ingewin het saam met hulle gevat en julle het gesien en julle kan onthou wat se misdade hulle gepleeg het. So as Dirk terugkom hiernatoe, moet hy nog steeds pa staan vir die misdade wat teen hom hier staan. Maar Barbie het al haar goed hier reggestel en deurgegaan wat Dirk nie gedoen het. So as hulle hier aankom, is ons reg vir hulle. Volgens berigte wou Piet aansoek doen of het hy aansoek gedoen vir regshulp, maar dit is afgekeur want hy sê hy het nie geld nie, maar hulle het dit nog steeds afgekeur. Het jy enige insig daaroor? Well, that's soos wat jy dit sê, is soos dit. Hulle is totaal geheel en al in die ergste omstandighede. En ons verlustig ons nie in iemand wat maak nie saak wat se boek jy is nie. Dit is altyd my begeerte dat mense tot die Here hulle bekeer en tot inkeer kom. En dis my raad en advies as Piet ooit hierdie sou luister en meld, is dat hulle die dinge regstel met hulle God en Skepper, dat hulle verhouding met die Here regstel en die Here in hulle lewe inneem en hulle lewe geheel en al bekeer en omdraai, en tweedens dat hulle dit regstel met die land Suid-Afrika. Hulle het Suid-Afrika se naam deur die modderdag gesleep en hulle het baie Suid-Afrikaners baie erg benadeel en hulle het ernstige en verskriklike onaanvaarbare stellings gemaak teenoor swart mense en hulle moet regstel wat hulle verkeerd gedoen het en hulle weet. Kyk, as daar een ding is wat Mel en Piet weet, hulle het verkeerd gedoen.
is dit wat hulle alles al verkeerd gedoen het. Maar dis hoekom Piet en Mel aanhoudend gesê, hulle het nie dinge verkeerd gedoen. Soos die goed wat die Hoge Regshof in Suid-Afrika bevind het, Ja. soos die goed wat hy gesê het oor mense. Ek meen, hy het die absurdste stellings oor my gemaak van dat ek het nie 'n standaard 7 nie en dat ek 'n absolute idioot is. En so ook die polisie en so ook any and everybody het hy sy neus ingedruk en net eenvoudig die absurdste goed gesê oor die persoon. Ja, En daar het hulle gesê het van we don't speak Bobbejaan anymore. Ja, maar hulle het baie erger goed gesê oor swart mense en vir ander mense en partye en mense by wie hulle betrokke was. En hulle het dit gedoen want hulle was ver in 'n afstand en nie voor die mense eye to eye nie. En hulle het 'n point bereik waar hulle gedink hulle is untouchable. Maar ons ken dit. Al hierdie goed, dit's waar ek sê, boewe is onnosel. Want hulle in hulle agterkop het die idee dat ons het al hierdie goed alles gesien wat ons nou doen, is al gedoen. En die einde daarvan is, jy gaan gevang word, geïdentifiseer word, en jy gaan alles verloor. Ja. But hy still do it, want hulle oortuig hulle self. Ja. Dis soos hy stelling wat 'n ou maak, as jy ding baie aanhoudend sê, dan glo jy dit. Jy glo dit jouself, en ander glo jou. Ons het dit al genoem. Maar dit is wat hulle doen. So hulle praat hulle self, hulle eie gewete, dood. They sear their conscience. So jou gewete is daarmee heen, want jy het jouself klaar oortuig. Jy weet, Ralph Heinz het 'n verskriklike stelling gemaak. Toe ek hom vasgevat het oor hoe hy die mense so nok en skep. Toe sê hy vir my, Mike, as die mense so onnoosel is om vir my geld te gee, dan is dit nou maar so. Hulle is stupid, hoe gee hulle vir my geld? En dan ek het geen genade vir hulle. Ja. So ek meen, hoe reageer hy op so 'n stelling? Maar dit is die denke wat die boewe het. En jy weet, daai selfsugtigheid neem baie erg oor en skuif enige geestelikheid, die Here, en naaste liefde, en verantwoordelike praat, en enigiets wat goed is, uit en weg. Maar dan moet ek ook vir jou sê, né, ons het almal baie vinnig in hierdie land geleer, presies wie en wat hulle is. Ons weet dit van die begin af, ons het baie lank gesukkel om die publiek te kry om te weet, laat weet, dat die penny drop. Die diamantjies wat so geflash word voor jou van Louis Liebenberg, is nie diamantjies nie, dis glas. En dat hy nie die goed het wat hy sê hy het nie, en dat die miljarde rande wat weg is weg. En dat julle omtrent niks gaan terugkry nie, miskien 10-20% uit die rand het, as dit moontlik is. Ja. En so ook met die voriges en so voort, en so ook met Piet. Daai gelde is weg, is geblaas. Amerika is duur. As jy jouself in Amerika bevind, dan moet jy baie geld hê. En jy moet 'n werk hê. Ja. Want jy kan nie in Amerika net sit as 'n vlugteling. Mike, hoe kan luisteraars jou volg op sosiale media, vir alles hulle bietjie meer oor die sake wil lees? Is dit op Facebook? Waar kan hulle jou kry? Jy het alles, daai elektroniese inligting wat ek vir jou gestuur het, is ek sal dit op Facebook. Yes. Jy kan alles opsit, en dan die tweede WhatsApp wat jy gekry het, is die WhatsApp groepe wat ons het. Daar word net elke dag 2 of 3 projekte geplaas. Dis nie 'n kommunikeer WhatsApp groep, dis heerlik. As jy 'n projek wil lees elke dag op 2, dan join jy daai WhatsApp groep. As jy die Facebook groep betrokke by raak, kan jy elke dag alles lees op Facebook, en jy kan teruggaan en die ou projekte lees. En ek plaas ook elke dag nie goed op my status. So die bottom line is, die inligting is daar vir almal. Ons vra nie iets vir projekte nie, ons vra nooit geld vir inligting nie. Ons vra nie geld vir toesprake nie. Ons vra nie geld vir die media nie. Ons vra nie geld vir enige inligting wat ons uitgee. Ons gee dit met liefde, uit die diepte van ons hart, met die hoop dat julle almal ingeligte besluite kan neem, veilig kan wees, soos die Engelsman sê, we'd like you to be cool, calm and collected. Dat jy vrede, liefde en rustigheid kan ervaar, en dat misdaad jou nie tref nie, is ons gebed. Ons vra dat die Here julle almal sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Al onderskeiding, die julle barmhartig en genadig sal weet. En ek